gedagte van die omdigting van die psalms het ontstaan by Dr. Willie van die Kerk, wat in Amsterdam gepromoveer het oor die psalms. Hy is vroeg oorlede en hy het, sover ek weet, nooit erkenning daarvoor gekry dat die gedagte by hom ontstaan het nie. Hy het my gebel op 'n aand en gevra of ek sal saamwerk en toe het ek gesê ja. Maar toe hy nou oorlede is, het ander mense oorgeneem en ek is toe ook oor die hoof gesien. Hulle het nie gedink ek is goed genoeg daarvoor nie. Maar na 10 jaar het hulle wel 'n bietjie gedink, hulle moet 'n plan maak, anders loop die onderneming dood. En toe het 2 professore van UP na my toe gekom en Psalm 121 vir my gegee en gevra of ek hom kan omdig, en dan gaan hulle na die komitee toe en sê nee, maar goed, ek kan dit doen. En dit het ek toe oornag gedoen, en dit is die begin van die omdigting van die psalms, sover ek daar 'n hand in gehad het. Psalm 8 is een van die heel bekendstes en ook een van die mooistes. En hy is so wonderlik gestruktureer dat ek hom geteken het. Baie keer wanneer ek moet praat oor die psalms, dan projekteer ek hulle die tekening. En die wonderlike van Psalm 8 is dit, Dawid is nie net gemoeid met die hemel nie. Hy is baie gemoeid met hierdie aardse lewe en met die samelewing op aarde. Het gaan vir hom om die kosmos, maar tot by die enkeling, die individu. Die individu speel 'n baie groot rol in die psalms, en die woord ek kom talle en talle kere voor in die psalms, soos in die gewone digkuns dwars oor die aarde. Dit is die kenmerk van alle poësie in alle tale oor die aarde, dat die individu sentraal staan. En hy staan sentraal binne die skepping. Nou, Psalm 8 het te make met die ganse skepping en dan met die aarde. En hy begin, Psalm 8, met U naam is wonderbaar op aarde, Here. En hy eindig met, hoe wonderbaar, o Here, is U naam op aarde. En hy beweeg tussen aarde en hemel, heen en weer. En dan die pragtige beeld in hom is dat ek die vingermerke van God kan sien aan die son en die maan. En hy noem selfs die geringste dinge, diere, voëls in die lug, visse in die see. En as ek hom nou teken, dan kan ek hom teken met 'n parabool. Hy begin met die aarde, gaan op hemel toe, kom terug aarde toe. Die ander helfte van die sirkel is nie vir ons geopenbaar nie. Dit is die misterie. U naam is wonderbaar op aarde, Here, en verder weg, verby die verste sfere. Hoe glansryk, Here, word U naam vertel, deur alles in U hemelruim gestel. Selfs kinders sing van wat U als gemaak het, van wat U hande skepend aangeraak het. Is hy gelink aan as getuie sing, en so U vyande tot swyge bring. U hemel, Heer, is
vestig hom as koning hoog verhewe, U stel hom aan oor alles so te lewe. Met eer en aansien het U hom gekroon en alles onderwerp U aan sy troon. U laat hom heers oor alles, diere, vee, voëls in die lug, die visse van die see. Daarvan getuig die hele aarde saam. Hoe wonderbaar, o Here, is U naam. Psalm 23 is 'n baie bekende psalm. Maar die mense ken hom eintlik net gedeeltelik. Hulle fokus altyd op die begin. In strofe 1 word dan gesê, die Here is my herder, en dit is baie bekend. Dit het eintlik 'n uitdrukking geword in die Christelike wêreld, die Here is my herder. Nou, in strofe 1 is dit, die Here is my herder, in strofe 2 gaan dit oor die dood. Nou, die ou Jode was soos die ou Egiptenare baie, kom ons sê maar, behep met die dood. Veral die Egiptenare se hele lewe was ingerig op die dood en die hiernamaals, maar die ou Jode ook. En dan in strofe 3, daar kom vir my die heel mooiste deel van die psalm, waar staan dat God ons gas is, ons gasheer is, en ons is sy eregas, en hy voed ons, hy dek die tafel vir ons, en hy oorlaai ons. Nou, wat 'n wonderlike gedagte, dat God hom so bemoei met ons, dat hy gasvry is en ons in sy huis onthaal en ons liefdelik versorg. En daarom onthou ek ook dat my pa het altyd gesê, en om daar 'n beroep, gasvryheid is een van die mooiste dinge van die mens. Laat my niks ontbreek nie, daar waar dit groen en oorvloed is, daar mag ek wees. Hy sorg vir my, laat my nooit in die steek nie, na waters van die rus word ek deur hom gelei. Hy lei my altyd op die regte weë, ter wille van sy naam volg ek gedwee. Ek sal die doodse donker dal nie vrees nie, ek moet daardeur gaan, maar ek weet U is by my. Alleen en sonder U sal ek nooit wees nie, en in U hande sal ek altyd veilig bly. Geen duisternis vrees ek en ook geen kwaad nie, want U vertroosting sal my nooit verlaat nie. Totdat dit oorloop, Heer, vul U my beker. 'n Feesmaal word vir my as eregas berei. Van gasvryheid word ek deur U verseker. U salf my hoof, U tafel is oorlaai vir my. Ek bly by U, Heer, in U huis van voorspoed, en lewenslang deel ek daar in U oorvloed. Dawid was 'n egte digter, in die opsig dat die ek sentraal staan in die psalms. En wel, dit is 'n kenmerk van alle poësie dwars oor die aarde en in alle tale, dat die ek sentraal staan. Maar ek sê altyd, daardie ek is 'n ander ek. Die digter praat dikwels namens ander mense. En soms dig hy homself dinge toe wat nie werklik is nie, maar wat wel
in ander mense bestaan. Nou Psalm 38 is so 'n gedig. Hy beskryf hier 'n siektetoestand. Nou ons weet nie wat, ek weet nie, ek kon nie agterkom wat het Dawid werklik mekeer nie, maar hy het een of ander probleem gehad, fisiek en ook geestelik. Hy praat dikwels daarvan. Nou ek kan my vereenselwig met Psalm 38, want hy praat daarvan dat hy krom en gebukkend is. Nou, ek sien my eie selfportret daarin en ander dinge ook in hierdie Psalm. Maar dis die wonder daarvan dat Dawid daar in die oertyd, noem dit maar so, al dinge praat wat ek vandag voel, wat op my van toepassing is. En ek kan amper sê, Psalm 38 is my biografie. Straf my Heer nie met die roede van u woede. Laat u gramskap nie ontbrand. Here, moet my nie laat lei nie, tugtig my nie. Swaar voel ek op my u hand. Van u pyle dra my wonde. Van my sonde is ek in mekaar getrek. Heeldag treur ek, krom gebukkend, ek is stukkend. Seer in my is elke plek. Niks aan my is meer gesond nie, sonder wond nie. Ek is heeltemal gedaan. Heel my liggaam ruik van seere. Hoor my Here, ek is smeekend neergeslaan. Deur my gloei die koors van vure, en my bure op 'n afstand bly al staan. Al my mense kyk met afskuw. Alles weet u wat ek pynlik ondergaan. Die psalms is baie ek gerig, maar daardie ek verteenwoordig ander mense. Maar baie van die psalms, soos eintlik die hele Bybel, gaan dikwels oor die volk, oor die mensheid, nie oor die ek nie. Nou Psalm 72 gaan oor die volk en sy onderdane. Psalm 72, dink ek, kan dien as die heel mooiste volkslied wat ek ken. Nou, dit is een van die psalms waar vroeër ingelees is die messiaanse gedagte. Die koning waarvan gepraat word in 72 is vroeër vertolk as die voorspel van die koms van Christus. Maar dit was 'n verkeerde vertolking. In die nuwe Bybelvertaling van 83 is dit nie meer 'n messiaanse psalm nie en ook nie in die nuwe omdigting van die psalms nie. Maar 72 is 'n pragtige volkslied. As dit met 'n koning, met 'n vors en met 'n volk gaan, soos dit in 72 beskryf word, dan is dit die ideale toestand. Wil aan die koning tog u reg gee, leer u hom dit o Heer. Laat in geregtigheid hom optree, laat hom dan so regeer. Maak hom regverdig as regeerder, oor ons, u volk gestel, en van verdruktes die verweerder, waar hy sy oordeel vel. Mag dan die berge voorspoed uitstraal, en van die reg getuig, en mag daar oral vrede neerdaal, oor velde groen en ruig. Mag hy net so wees vir sy mense, soos reën is vir die plant. Maak hom bekend oor alle grense tot in die verste land. Psalm 88 is die volmaakte psalm van die depressie, met geen uitsig op uitkoms nie. Dit is nou werklik 'n psalm van iemand wat diep in die put is.
O God, wees U my hulp. Ek roep U elke dag. Help my en hoor my altyd deur. Ek roep U nag vir nag. Laat smeek my nie vergeefs. Hoor, Here, as ek vra. My swaar kry is te veel vir my, meer as wat ek kan dra. Die dood omring my, Heer, van alle kante af. Ek vat al aan die doderyk met een voet in die graf. Diep in die put soek ek. Waar, Here, is U hand? By die aan wie U ophou dink, o Heer, het ek beland. U gramskap is te swaar, U golwe breek oor my. Ek het afskuwlik geword vir die wat my vermy. Ek roep, ek sit gevang, met oë sonder glans. Ek steek my hande uit na U, maar sien geen uitkomkans. Kan dooies, Heer, U loof? Kan hulle regop staan? Word in die plek van U vertel, daar waar die mens vergaan. Vertel hulle van U trou, U liefde en U mag, U redding uit vergetelheid, die donker doodse nag. Vroegsoggens bid ek reeds en roep U in my nood. Waarom trek U my God U terug? Waarom word ek verstoot? Ek is al radeloos, ek kwyn omdat ek ly. Van jongs af dra ek hierdie las. U gramskap tuister my. U skrik vernietig my. Dit kom soos water aan. U laat die mense wat my ken ver op 'n afstand staan. U vloed van toorn, o Heer, kom alkant oor my stoot. Ek het 'n donker metgesel, die duister van die dood. Psalm 90 is eintlik die biografie van elke mens op aarde. Die grens wat hy stel van 80 jaar geld vir elke mens op aarde. En as jy dan in Psalm 90 lees, dan kan jy sê dit geld eintlik vir elke mens. Daar's 'n paar besondere dinge. Dit staan weer hierin dat God die dinge net gepraat het. Hy het hulle net gesê en toe het hulle ontstaan. Die oog van God wat oral voorkom in die Bybel, die is ook weer hier. Hier staan reeds dat God sien alles, soos later ons ook weer sal sien in Psalm 139. En dan word hier gepraat van lyding. En lyding kan kosbaar wees. Dit is 'n merkwaardige ding, dat lyding kan kreatief wees. Daar is mense wat nooit ly nie, maar ook nooit kreatief is nie. En dan is daar mense wat baie ly en wat baie kreatief is. Bekende mense soos Kant, Darwin, is almal mense wat erg gely het en wat daarom kreatief was. Nou, Psalm 90 is die gebed van Moses, en dit is 'n pragtige psalm. U was vir ons altyd 'n toevlug, Here, deur die geslagte, ongetelde kere. U is van ewig af, van lank tevore. Toe was die berge nog nie eers gebore. Steeds was U daar, by wie ons skuil kan gaan. U God van voor die wêreld se ontstaan. U sê, word stof, dan sterf mens in 'n oogknip. Vir U is 1000 jaar 'n kleine tydstip, soos gister wat haas ongemerk verbygaan. Snel soos 'n beurt van nagtelike wag staan. Soos gras staan ons nog soggens groen en hoog, dan kwyn ons weg en saans is ons verdroog. Ons gaan vanweë U gramskap God te gronde. U oog belig ons weggesteekte sonde. Ons jare vlieg daarheen soos 'n gedagte. Ons haal 'n kleine 70 of 80, en die is vol van swaar kry en van leed, en is verby nog voordat ons dit weet. U goedheid, Heer,
Gun dit vir u dienaar. Maak duidelik u werke vir ons sigbaar. Skerp ons dit in, Heer, diep in ons gedagte, en wys u grootheid vir ons nageslagte. Dit wat ons kon bewerk het met ons hand, hou, Here, daardie werk van ons in stand. Dit is nou al 'n wonderlike gedagte, dat 'n mens iets moet nalaat. Dat jy nie net maar moes geleef het, en doodgaan, en jy raak vergeet en jy laat niks na nie. Psalm 104 is een van die wonderlikste psalms in die psalmboek. Hier gaan dit om die aarde. En ons noem dit ook die ekologiese psalm, want dit gaan oor die ekologie. En 'n keer was daar 'n konferensie gewees in Pretoria van ekoloë en teoloë was ook soontoe genooi. En party mense het gevra nou van wat gaan soek die teoloë nou op 'n ekologiese konferensie. Maar dis juist wat die teoloë moet hoor, want hulle moet deel hê aan die versorging van die skepping, van die gewone lewe. Nou, hierdie psalm is 'n merkwaardige psalm. Lank voor Dawid het die Egiptiese farao Akhenaton gelewe. En Akhenaton was die enigste Egiptiese farao wat net geglo het in een God. Maar voor hom en na hom het hulle maar geglo in baie gode. En hy het 'n sonlied geskrywe. En as jy die sonlied van Akhenaton lees, wat lank voor Dawid gelees het, en jy lees 104, dan sien jy 104 stem woordelik ooreen met Akhenaton se lied. Maar Dawid het nie gesteel van Akhenaton nie. Hy het gepolemiseer met Akhenaton, waar Akhenaton al hierdie wonderlike dinge op aarde toeskryf aan die songod, daar skryf Dawid dit toe aan sy God. En rondom die Middellandse See, Egipte in die suide en Israel in die ooste en dan Griekeland en Italië in die noorde, baie dinge het tussen hulle rond gesweef. En nou Dawid het nou gedoen wat Shakespeare gedoen het. Hulle het gesê Shakespeare het gesteel van baie mense en die baadjie wat hy gesteel het pas hom beter as die een van wie hy dit gesteel het. En T.S. Eliot het gesê, immature poets copy, mature poets steal. Nou dis wat Dawid hier gedoen het. Hy het Akhenaton se, ja, en later kry ons dan nou ook weer in die Christelike literatuur weer 'n antwoord hierop waar in die sonlied liedere word dit voortgesit, hierdie gedagte van die God van ons wat alles gemaak het. Maar 104 dit gaan oor voëls, dit gaan oor leeu's. En ek sê altyd, as ek Psalm 104 lees, dan voel dit vir my, ek is op Satara, waar ek die leeu's oorbrul. Visse van die see. Hy gaan ook in die kosmos in, maar Psalm 104 is 'n lied van hierdie aarde. Dawid was baie aards gewees. Ek wil die Here loof en prys, bekleed met luisterryke pragt, soos hy sy grootheid aan ons wys, dra hy die lig as koningsdrag. U span die hemelhoë boog net soos 'n tentdoek teen die lig. Daarbo het u 'n woonplek hoog bo oor die waters ingerig. Dis u wat op die wolke ry. U swewe op die wind se vlerk. U laat die wind u boodskap sprei. En die pragtige, u laat die weerlig vir u werk. Die aarde is onwankelbaar, groot waters is deur u getem. In laagtes het u dit vergaar, in plekke deur u krag bestem. U het daarvan 'n grens gestel, u het die vloei daarvan bepaal, u wat fonteine op laat wel en water in 'n stroom laat straal. U laat die wilde donkies drink en
U laat dit op die berge reën, die gras loop vir die diere uit. Met voedsel word die mens geseën wat uit die aarde vir hom spruit. U laat die mens die goeie smaak, as u hom laf en u hom voed. Met wyn word harte bly gemaak, vir die gesig is olie goed. Die bome is deur u geplant, waar voeltjies hulle neste bou. Die hoë berg hou u in stand, waar dassies skuil en bokke hou. U is die skepper van die maan om vaste tye aan te gee. Die son weet hy moet ondergaan, u deel u wysheid aan hom mee. Snags roer die diere in die bos, deur u met duisternis bedek. Die leeu's wat brul, gaan soekel kos, en ligdag sluipel na hul plek. Die mens begin dan met sy taak, tot teen die aand doen hy sy werk. Dis u wat oor die tye waak, ons kom en gaan, vir ons bewerk. U het die aarde vol geskep in wysheid en in skone pragt. Die see, sy diere, vloed en eb, die skepe vaar daar met hul vrag. Dis u wat lewensasem wek en plante uit die grond laat spruit, maar word u hand teruggetrek, dan vloei die lewe uit hul uit. Mag al u werk u vreugde gee, geen einde kom aan al u roem. U is met mag en krag bekleed, u maak deur net te kyk en noem. Ek wil die eer van God besing, ek wil my in die Heer verbly, solank ek leef my lof ombring, mag wat ek by sy gunste kry. Laat sondaars voor sy oog verdwyn, hy wat sy grootheid aan ons wys, wat in sy kleed van lig verskyn, hom wil ek loof, hom wil ek prys. Hier staan dit weer, dat God gemaak het, deur net te noem. Psalm 117 is die heel kortste psalm, maar hy gee ook vir ons 'n insig van hoe moeilik dit is om te dig. Dit gaan in 117 net om die liefde van God en die trou. Dis net die twee dinge. Maar die melodie vereis dat jy 6 reëls omdig. Nou, van 2 moet jy 6 maak. Nou, hoe doen jy dit sonder om by te dig? Soos die middeleeuse monnike wat tekste moes oorskryf, het partykeer hulle eie ding bygeskryf. Jy mag dit nie doen nie. Jy moet werk met wat daar staan. En toe het ek gedink, ag, dit is nou baie maklik. Dit val my toe by. Jy herhaal net. Nou het 117 'n spieelbeeld soos ek hom omgedig het. Strofe vers 1 word herhaal in vers 6, vers 2 word herhaal in vers 5 en dan vers 3 en 4 is 'n herhaling van myself. Met ander woorde, 6 verse wat verdeel word in 3-3 en die laaste 3 is net die omgekeerde van die eerste 3. Sing halleluja tot God eer, loof alle nasies, prys die Heer. Sy liefde is almagtig sterk, sy trou is ewig onbeperk. Loof alle nasies, prys die Heer. Sing halleluja tot sy eer. Psalm 121 begin met, ek sien die berge en ek vra waar kom my hulp vandaan. Nou, hoekom kyk hy na die berge? Punt nommer 1, die berge het dwars deur die psalms 'n soort van metafisiese betekenis. Dit het iets te maak met die skepping. Die berge
is baie oud, is van die begin af daar voor daar mense was. Maar 'n ander verklaring is ook dat die rowers het die reisigers voorgelê in die berge en hulle dan besteel. Dit was gevaarlik om oor die berge te gaan. 'n Ander gedagte is dat as jy opkyk na die berge, dan kyk jy na die hemel, met ander woorde die berge lei jou visie, jou gedagtes eintlik na God. Ek sien die berge en ek vra, waar kom my hulp vandaan? Die Here hoor my aan, hy sal my voor ek struikel dra, sy waaksame ontferming bied teen gevaar beskerming. Oor jou is hy altyd begaan, hy het berg en see gemaak, en kan oor jou ook waak. Steek van die son, kwaad van die maan, al is dit hoe gevaarlik, hy red jou wonderbaarlik. Die Here God waak dag en nag, hy wat sy volk bewaar, red jou ook van gevaar. Hy hou oor jou vir altyd wag, hy is jou toegenee, altyd op al sy weë. Nou gaan dit hier oor 3 dinge. God het die skepping gemaak. As hy die skepping gemaak het, kan hy ook oor die individu waak. En as hy oor die individu kan waak, kan hy ook oor die volk waak. Dit is die 3 dinge. Skepping binne die skepping, die volk binne die volk, die individu. Nou Psalm 126 het vir my 'n besondere betekenis. Ek het hom nie laaste omgedig nie, maar iewerster in die 10 jaar wat ek daarmee besig was, het ek hom omgedig. Daar was baie probleme met die omdigting van die psalms. En daar was baie hartseer ook, en my vrou wat my bygestaan het, het soms gehuil oor al die moeilikheid. Ek gaan nie in op die probleme nie. Ek wil net sê dat ek op 'n stadium 126 omgedig het, en toe het ek vir myself gesê, ja, ek wou toe opgooi, maar toe ek lees wat staan in 126 se slot, het ek aangegaan. Verander tog, o Heer, ons lot. Die nasie sal dit sien, o God. En hulle sal daarvan getuig, hulle hoor ons sing, hulle hoor ons juig. Dit maak ons bly, ons sing dit uit. U maak vir ons die droë spruit 'n ryk en volle waterstroom, ons lot verander in 'n droom. Hy wat die saaisak huilend dra, hy oes al juigend agterna. Die wat met trane saai en sug, kom met die gerwe juigend terug. Nou dis wat dan met my gebeur het. En 126 het vir my dan gesê, ag man, huil maar, uiteindelik dan sal jy oes. Met die omdigting van die psalms moet jy omdig wat daar staan. Jy mag nie toevoeg uit eie wil nie, en jy mag ook nie weglaat nie. Maar dit gaan nie net daarom dat jy moet omdig wat daar staan nie, jy moet omdig soos dit daar staan. Die hoe dit daar staan is net so belangrik soos die wat. Ons moet onthou die psalms is gedigte, net soos die Griekse of Romeinse antieke gedigte is dit die ou Joodse gedigte, en hulle is gesing. En hulle is ware gedigte. En dit het my opgeval dat die getal 3 'n baie belangrike rol speel, soos 121, die skepping, binne die skepping die volk, en binne die volk die individu, dis 'n 3-deling. 128 het 'n pragtige 3-deling. Hy is ook omgedig dan deur my in 3 strofes, want jy moet die struktuur behou. Nou, en dit gaan om 3 dinge in daardie 3 strofes. In strofe 1 gaan dit om die man wat werk op die lande en sy vrug oes. In strofe 2 gaan dit om die vrou wat in haar ruimte is die huis, en haar vrug is die vrug van haar skoot. En dan kom strofe 3. Die figuur daar is God. Die ruimte waarin hy woon is Sion, wat vereenselwig word met die ewige woning van God, en die vrug is dan die vrug van die Gees. En ons moet ook oplet dat in die Bybel staan daar vrug, nie vrugte nie.
Dit is nie 'n vrugteslaai nie. Dit is die vrug van die Gees. Maar hierdie pragtige driedeling, 3 figure in 3 ruimtes en 3 soorte vrug. Strofe 1 wat gaan oor die man. Geseënd hy wat handel soos God wil en hom vrees. Wie op sy weë wandel, hy sal gelukkig wees. Jy word gevoed met goedheid, jy wat die Here dien. Die opbrengs van jou arbeid, dit sal jou oë sien. Ek wil nou Psalm 139 lees, maar voor ek hom lees, wil ek 'n paar dinge verduidelik. 139 is 'n merkwaardige psalm. Dit is eintlik 'n abstrak, nie net van die ander psalms nie, maar ook van 'n groot deel van die Bybel. Dit is die heel mooiste psalm wat vir my in die boek, in die psalmboek. Nou gaan ek Psalm 139 lees, die merkwaardige psalm, wat my vrou gesê het, die mooiste ding wat ek geskryf het. Sy het nie gesê, een van die gedigte wat ek oor haar geskryf het, is die mooiste nie. Sy het gesê, Psalm 139 is die mooiste ding wat my man geskryf het. Nou, dit was nou omdigting. Nie my eie woorde nie, maar ek kan my so daarmee vereensel. Dis 'n pragtige psalm. En hierdie hele begin van hierdie gedig, van God wat dwars deur my kyk. Here U sien dwars deur my, en U ken my deur en deur, waar ek gaan of waar ek bly. U weet alles reeds vooruit, lank nog voor dit kan gebeur, en ek dink dis my besluit.
kan ek u ontvlug? Waar ek gaan of waar ek kom, hoog op in die hemellig, diep af in die doderyk, niks van my sal u ontkom, nêrens kan ek u ontwyk. Of ek na die ooste vaar, of ek in die weste bly, naby, ver, ek vind u daar. Waar ook al in watter land, waar ek gaan, word ek gelei deur u vaste regterhand. Kan die donker my versteek? Kan dit my voor u bedek? U kan oral lig laat breek. U deurstraal die duisternis. U deursoek my wegkruipplek, totdat niks verborge is. In my donker diep ontstaan, het ek in u oog geleef. Daar was u oor my begaan. Daar tot my verwondering is ek aan mekaar geweef. Lof wil ek u daarvoor bring. Van verwondering vervul, dink ek aan my vrug bestaan, in die moederskoot verhul. Al die bene van my lyf, elke dag van my bestaan, het u toe reeds opgeskryf. U gedagtes maak my stom, soos die sand, so ongetel, is hul in hulle volle som. Wat van u kan ek nog noem? As ek ophou met vertel, het ek steeds met u te doen. As u tog maar uit wou roei, wie u haat en teen u is, en met slegtheid hul bemoei. Hy wat opstand teen u stook, elkeen wat u eer betwis, Here is my vyand ook. U wat dwars deur my kan kyk, sien in my die onrus raak. Keer dat ek van u afwyk, bly altyd oor my begaan. Here, bly tog oor my waak, u wat my vooruit verstaan. Die vertaling van die psalms, die omdigting daarvan, was vir my as digter 'n avontuur. Teoloë hou nie altyd daarvan dat ek in die bewoording van T.S. Eliot sê, dit was a superior amusement. Maar vir my was dit 'n avontuur gewees. En die omdigting van die psalms, die omgedigte psalms, is deel van die Afrikaanse literatuur. Soos in alle literatuur, ook in die Engelse literatuur, is die psalms wat omgedig is, deel van die Engelse literatuur. Dikwels in bloemlesings oor digters, dan kry jy hulle beruiming of omdigting van die psalms. En nie net dit nie, maar ook die Bybel vertaling, die Bybel as sodanig, is deel van alle literatuur, waar in die Christelike wêreld. Nou, die vertaling is 'n soort van ekfrasis. Want uit 'n ou taal, uit Hebreëus, 'n baie ou taal, sit jy nou die teks oor in 'n piepjong taal. Afrikaans is waarskynlik die jongste taal wat ons van weet. Jy sit, dis 'n baie ou teks, sit jy om in 'n heel moderne, amper wil ek sê postmoderne teks. Jy sit 'n Hebreëse gedig om in 'n Afrikaanse prosa in die Bybel. Dan sit jy weer daai prosa, die Afrikaanse prosa vertaling, sit jy dan nou weer om in 'n gedig. Dit is 'n soort van 'n sirkel wat voltooi word. Dit is 'n ingewikkelde storie. Dit is nie so maklik as wat mense dink nie. Nou die eindproduk van die psalms is nie altyd soos ek het sou wou gehad het nie. Want jy moet 'n sekere deel van die digterlikheid of van die digterlike idioom moet jy uitlaat of aanpas of inpas by die melodie. Want uiteindelik gaan dit om die singbaarheid van die gedig. En dis 'n baie belangrike ding. Nou, 'n mens kan oorlog aanmoedig deur te sing.
En jy kan selfs moord pleeg deur te sing. Maar dis die uitsondering. Die singende mens is die liefdevolle mens. En dit is die heiligheid in die mens. En daarom was dit vir my belangrik om maar van die poëtiese idioom soms af te sien en te luister, wat vra die musikoloog van jou? En jy sit met 'n voorgeskrewe Geneefse melodie, en jy moet die gedig daarin inpas. Dus dit is 'n ingewikkelde storie, dit is nie so maklik nie. Dit moet maklik sing, maar dit is baie moeilik om dit singbaar te maak. Nou, D.J. Opperman het heeltemal tereg daarop gewys dat die Tootsius omdigting is deel van die Afrikaanse literatuur. En hy het selfs die stelling gemaak dat die Tootsius omdigting is die beste werk van Tootsius. Nou weet ek nie of ek daarmee met hom saamstem nie, maar dit is 'n uitspraak van hom. En dit is 'n uitspraak wat vir ons leer hoe deel van die literatuur is die psalmomdigting van Tootsius. Trouwens, die vertaling in die Bybel voor dit omgedig is, dis ook al deel van die literatuur. Nou, die Nederlandse romanskrywer Arthur van Schendel het 'n pragtige essay geskrywe waarin hy beskryf hoe hy boeke uitpak toe hy moes verhuis. En dan noem hy die boeke so, en dan heel laaste pak hy die Statenbybel uit. Hoekom? Omdat die Statenbybel eerste ingepak is. Want, sê van Schendel, as 'n romanskrywer, die Nederlands wat ek vandag in hierdie 20ste eeu gebruik, is gevorm deur die Statenbybel. Presies dieselfde geld vir die Afrikaanse Bybel. Die Afrikaanse Bybel is deel van die Afrikaanse literatuur. En die omdigting van Tootsius het deel daarvan geword. En ek hoop ook dat ons van die nuwe omdigting kan sê, dit is deel van die Afrikaanse literatuur. Nou, die eerste vertaling in Afrikaans het in 1933 verskyn. Presies in die tyd toe Van Wyk Louw en W.E.G. Louw en Seweneheever en Elisabeth Eybers in die Afrikaanse digkuns die 30er beweging aan die gang gesit het. Nou is die merkwaardige dit, dat Tootsius as bejaarde teoloog is saam met hierdie destyds jong digters deel van die 30ers. Tootsius is 'n 30er, soos Van Wyk Louw, soos W.E.G. Louw, soos Seweneheever, soos Elisabeth Eybers en ander. Merkwaardig. Nou, ten slotte, met die tyd het Afrikaans ontwikkel. Tootsius is nog taamlik vir Nederlandse Afrikaans. Maar met die tyd het Afrikaans ontwikkel. Maar ook die Bybelteksstudie het ook verander. En met die tyd het hulle, die teoloë, dan tot die insig gekom, dat daar verkeerde vertolkings gegee word van die Bybel. Nie verkeerde vertalings nie, maar verkeerde vertolkings. Soos byvoorbeeld die Messias gedagte wat hulle oral ingesmokkel het. Daarom het dit toe nodig geword om in 1983 'n nuwe prosa vertaling van die Bybel te gee, wat mynsins nie so poëties is soos Tootsius nie, maar goed, waarin hulle sekere vertolkings reggestel het. En daarmee saam dan het die behoefte gekom om die nuwe omdigting te maak. En ek hoop dat ek daarmee 'n bydrae gelewer het, nie alleen tot die geloofslewe nie en tot die kerklike lewe nie, maar ook tot die Afrikaanse literatuur. Prys son, prys maan en prys ons ster.